Hallo, my naam is Johan, welkom by Sterrejag. 1 jaar gelede het ek vir die eerste keer 'n foto van die ruimte geneem. Dit het omtrent so sleg uitgedraai as wat mense verwag. Vandag, 12 maande later, gaan ek dieselfde objek weer afneem. Het ek iets geleer? Kom ons kyk. Die teken vir vanaand is NGC 7000, ook bekend as die Noord-Amerikaanse nevel. Dit is 'n reusagtige gaswolk wat omtrent 1500 ligjare van die aarde af lê en ons sien dit in die sterrebeeld die Swaan. NGC 7000 is helder. So helder dat 'n mens met 'n verkyker daarna kan kyk as jy ver genoeg uit die stad se ligbesoedeling kan kom en 'n donker genoeg area kan vind. Dit het 'n skynbare magnitude van 4. Wat beteken dit? Die jellyvisnevel, wat ons 'n paar maande terug gefotografeer het 'n skynbare magnitude van 12. Dit beteken dat hierdie nevel ongeveer 1600 keer helderder as die jellyvisnevel is. Dit is 'n perfekte teken vir beginners, omdat dit baie helder en baie groot is. En dit is ook die rede hoekom ek 'n jaar terug probeer het om 'n foto daarvan te neem. So, hier is sy eerste foto. Wat is fout daarmee? Wel, die sterre oordonder die nevel so erg, dat die mense dit amper nie kan sien nie. Kom ons neem die sterre weg. Daar is hy. Sien, daar is 'n nevel. Dit lyk so half soos Noord-Amerika. Sterre terug. Goed, die hoofsaaklike probleme met hierdie foto is as volg. 1. Die foto is uit fokus. 2. Dit lei aan astigmatisme. Sterre in die hoeke is streepies eerder as kolletjies. 3. Daar is walking pattern noise. Die sensor se termiese geruis is oor die finale foto gesmeer soos wat die teiken deur die loop van die aand weggedryf het. 4. Die sterre is nie gekalibreer nie. 5. Te sleg verwerk in Photoshop deur iemand wat nie 'n benul gehad het wat hy aanvang nie. Om die waarheid te sê, ek het nie so 'n teleskoop gehad toe ek hierdie foto geneem het nie. Dit was 'n kamera op 'n driepoot met 'n baie eenvoudige kitlens. Buite my totale gebrek aan ervaring was hierdie lens ook so bietjie van 'n sonnebok. Die manier hoe die elemente binne in hierdie lens aan mekaar gepak is, maak dat dit lig op so 'n manier versprei dat die astigmatisme in die hoeke van die foto onvermydelik is. Nou, 'n teleskoop doen presies dieselfde ding. Die verskil is dat die teleskoop 'n sogenaamde field flattener het, wat net nog 'n stel lense is wat alles weer mooi plat maak, sodat die sterretjies kolletjies is. Dan was daar ook iets aan my kamera self, wat teen my getel het. Soos enige ander digitale reflekskamera, probeer dit om 'n beeld te reproduseer wat soortgelyk is aan wat die menslike oog sal sien. Probleem is, die keelselle in die oog se rooi respons raak al hoe swakker hoe langer die golflengte van rooi lig wat dit tref. En ongelukkig is hierdie tipe rooi ook die mees dominante kleur in die meeste nevels. Kameras het 'n ingeboude filter voor die sensor om golflengtes wat ons nie kan sien nie, soos infrarooi of ultraviolet, te blokkeer. Dit sny dus die meeste van die gewenste rooi sein van 'n nevel uit. Om hierdie sein terug te kry, moet 'n mens die filter letterlik uithaal. Ek het dit dus laat doen. Enige normale foto is nou baie rooi, maar te gee om. Ons kan die ruimte afneem. Met net hierdie een verandering kan ons nou met dieselfde kamera ongeveer 80% meer van hierdie diep rooi lig inlaat. Dit beteken 'n sterker sein en 'n beter foto in 'n korter tyd. So as hierdie wolke verdwyn, het ons vanaand 'n masjienkie om ons te help fokus. Ons het 'n teleskoop met 'n field flattener eerder as 'n gewone kitlens, sodat ons geen astigmatisme in die hoeke van die foto het nie, en ons het 'n gemodifiseerde kamera sodat ons daai diep rooi kan optel. Die Noord-Amerikaanse nevel is ook die tuiste van die Cygnus Wall, een van die mees aktiewe stervormingsareas in NGC 7000. Kom ons kyk eens daarna en dan na die res.